gaan alweer vandag oor ons grondpad praat. Nou as jy al by ons was, dan sal jy weet hoekom. Want elke dag lê daar 12 kilometer se klippe en gate en stof en dikwels modder tussen ons en die teerpad. Verlede jaar het die munisipaliteit besluit om hierdie pad te skraap, vir die eerste keer in 'n lang tyd. Nou ja, skraap is dalk 'n groot woord om te verduidelik wat hier gebeur het. Ons het reeds as gemeenskap hier op hierdie paaie 'n privaat kontrakteur betaal om die pad mooi reg te maak. Maar toe besluit die munisipaliteit, hulle gaan ook met 'n stootskraper daar opdaag. Die bestuurder het blykbaar gedink die geheim van padskraap is om net die lem neer te sit en vorentoe te ry. En die gevolg? In plaas van 'n beter pad, het ons 'n rivier gekry met al die goeie reën wat ons hierdie seisoen gehad het. Na elke reënbui staan die water in reuse poele en wanneer dit droog word, bly die gate en slote agter. Hy het nie die pad geskraap nie. Hy het hierdie pad geskrap, soos 'n motor wat na 'n ongeluk afgeskryf word. En miskien is dit ook een van die redes hoekom Jesaja 40 my aandag getrek het. Dis opvallend hoeveel van die Bybelse taal oor paaie gaan. Maak vir die Here 'n pad in die woestyn. Maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word, elke berg en rand moet gelyk grond word, elke bult moet 'n gelykte word en elke koppie 'n vlakte. Dit klink amper soos 'n spesifikasie vir 'n padkontrakteur. Maar Jesaja praat natuurlik nie hier van grondpaaie nie. Hy praat van mense wat die koms van God verwag. Mense wat hindernisse moet verwyder, slote moet opvul en versperrings uit die pad moet haal sodat die Here se pad oop kan wees. En nou het Jesus gekom. Die padmaker. Hy het die grootste hindernis tussen God en mens uit die weg geruim. En tog gebeur dat ons soms as sy volgelinge weer nuwe slote grawe. Soms maak ons dit vir ander moeilik om Jesus te vind en te volg. Ons sleep ons eie bagasie saam. Ons hou vas aan ou seerkry en vooroordele, verwagtingsoordele. Ons praat soms op maniere wat mense eerder wegstoot as nader trek. Ons reageer met woede waar genade nodig is. Ons loop met ompaaie, wanneer ons paaie liewer reguit moet wees. En dan gebeur iets tragies, ons dink ons help om die paaie mooier te maak, maar eintlik maak ons dit moeiliker vir ander om daarop te loop. Ons skraap nie die pad nie, ons skrap dit. Ek wonder hoeveel mense al vir Christus beoordeel het op grond van die gedrag van sy volgelinge. En daarom is dit dalk 'n goeie vraag vir vandag. Maak my woorde, my houding, my optrede, dit makliker of moeiliker vir iemand om Jesus raak te sien? Want hierdie wêreld het nie nog padbouers nodig nie. Die padmaker het reeds gekom. Die wêreld het mense nodig wat bereid is om die slote toe te maak, die hindernisse uit die weg te ruim en die pad oop te hou vir diegene wat nog op pad is. Luister nou na die gedig. Hou jou oë op Jesus. Opdraand al die pad van Nasaret, skraap hy die pad met stofsandale en stories vir geringes. 'n Samaritaan wat nie uitswaai nie, so maak hy draaie reguit
Met kosbare skatte vul hy die gate. Met sy feesmaal gastelys skraap hy moedeloses bymekaar. Maak hy vernames gelyk met die aarde. Op die helling van die Kobbie bring hulle om aarde toe. En gaan hy dieper, verder die helling in, om die groot gelykmaker vir ons te breek. Ek breek, want ek weet, ek bou aan ongelykheid. Ek grawe gate en loop draaie, ek vermink die beste paaie. Skraap u my moed bymekaar, vul my gate met u skatte, skrap my verdraaide plan, laat my stop by die Samaritaan. Dis my